Esther Sante is baie reg in alles wat sy sê. My waarneming is ook, jy weet, hierdie ding begin maar sy tol eis van baie mense. Ons wat ook al baie lank met hierdie ding aankom, dis partykeer vir my asof dit regtig te veel van 'n mens eis. Omdat ek nog steeds elke keer geskok is as ek sien die dieptes waartoe Skalk en die ou nie kan daal. Ek wil amper sê die onmenslikheid waartoe hulle in staat is en die regtige kommer in my hart dat mense wat sulke goed kan doen, waartoe is hulle nie nog verder in staat nie. Maar ja, alles is baie waar wat Sante sê. Ek hoop ook, en ek dink as ek vir Hannes die boodskap sou kon aanstuur, sou ek vir hom sê, Hannes, weet jy niks wat jy verder kan doen of sê in die openbaar op Facebook kan enigiets aan die sake verder verander nie. Niks wat nie openbaar gaan nie. Hou aan om met ons kontak te hou, gesels met ons op WhatsApp, want ons ondersteun jou. Ons support jou, omdat ons jou sentiment oor Skalk deel. Fokus op die mense wat jou ondersteun, neem hulle ook in ag, maar moenie dat Skalk vir jou insluk in wat hy doen nie. Ek dink dit is teen hierdie tyd vir enigeen met 2 breinselle baie obvious dat die polisie besig is om vir Hannes te tuister. Die enigste rede waarom 'n polisiebeampte so iets sou doen, is as hy gekoop word. En dis nou 'n baie gevaarlike posisie vir Skalk en die ou nie om in te wees, want gekoopte lojaliteit is nie 'n betroubare lojaliteit nie. 'n Man wie se lojaliteit en se vuilwerk jy koop, is 'n man wat aanhoudend meer vra en meer vra. En ons weet die van die Merwes kan nie aanhou gee en aanhou gee nie. Op 'n dag dan is daar nie meer om daai man se lojaliteit mee te koop nie. En dan gee jy daai lojaliteit net vir die volgende ou en hy draai teen hulle. So hulle het 'n baie gevaarlike lakei in hulle sak met hierdie polisiebeampte, want dis hy wat vir hulle onder die bus gaan gooi, veral as hy self nou in ernstige moeilikheid gaan kom. En Hannes sit hier met regtig ernstige goedes. Ek het in my lewe nie gehoor dat 'n polisiebeampte blaatante aanranding en diefstal pleeg voor die oë van 'n sittende magistraat in die teenwoordigheid van 'n bode van die hof en verteenwoordigers van die regstelsel, beide aan die aanklaer en aan die verdediging se kant nie, te minder nog 'n praktiserende advokaat van die Gautengse Hooggeregshof. Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? Dit is net 'n eenvoudige polisiebeampte wat een van daai manne is wat dink omdat hy 'n polisieman is hy absoluut verhewe bo die reg. Dit is ongelukkige siekte wat deesdae in die polisiediens geweldig posvat met hierdie mense. Maar ons weet ook hoe hierdie mense se lojaliteit werk. As jy aanhou instop, sal hulle jou maatjie wees totdat jy die dag nie meer instop nie, dan word hulle jou grootste vyand. Ons het dit in hierdie land oor en oor gesien. En Skalk en die ou nie gaan dit met hierdie polisieman ook ervaar. Watch it mooi, hierdie polisieman gaan op die ou en die een wees wat hulle graf vir hulle help grawe. Ek is regtig jammer vir Hannes, die foto's het my geskok hoor, want dis aanranding. Ek is jammer dat so iets met Hannes in die openbaar moes gebeur. Maar uiteindelik, in the greater scheme of things, dink ek, gaan dit baie groter in sy guns stel en gaan dit teen die van die Merwe stel. Ek het geen twyfel daaroor nie. Dit sal wel die geval wees. Ek dink net, ter wille van homself, as ek Hannes was, ten einde hierdie goed in die toekoms verder te vermy, los die saak dat hy nou hardloop. Los hom nou in die hande van ouens soos Leon Botha en Llewellyn Kerloos en Dwayne en wie ook al. Dis ouens wat weet hoe om die ding reg te fight. Dis ouens wat weet hoe om te fight op 'n vlak wat Skalk nie kan fight nie. En dis die ding wat vir Skalk gaan mal maak. Maar dankie vir die inligting wat jy deel, Esther. Ek hou dit vertroulik. Dit is nie nodig dat enigiemand verder daarvan weet nie. Jy weet dit ook. Ek praat mos nou maar nie baie oor die dinge nie, maar ek hou fyn